Goeiedag, alle geliefde kinders van die Here. Bly wakker en waaksaam, bou mekaar op, geheel en geheilig, sê die Here. Ouma sê, Paulus sluit af met die dag van die Here wat soos 'n dief in die nag kom. Moenie verras word nie, sê sy. Julle is kinders van die lig. Bly wakker, trek geloof en liefde as 'n borsharnas aan en die hoop as helm. Ja, en vandag lees Suna vir ons 1 Tessalonisense 5 vir ons voor. Baie dankie Suna. Fokus op vers 16 tot 24. Ons lees uit die 1983 vertaling, 1 Tessalonisense 5. Die wederkoms van die Here. Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe, of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Laaste opdragte. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leeglaers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Amen, en dis die einde van die hoofstuk. Nou ja, tot sover vandag en Paulus sê, oor tye en geleenthede hoef ek nie te skryf nie.
Julle weet self, die dag van die Here kom soos 'n dief. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval verderf hulle. Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is kinders van die lig en van die dag. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar waak en nugter wees. God het ons nie bestem tot toorn nie, maar tot verkryging van saligheid deur ons Here Jesus wat vir ons gesterf het, sodat ons hetsy waak of slaap, saam met hom sal lewe. Daarom vermaan mekaar en bou mekaar op. Blus die gees nie uit nie. Mag onse God van vrede julle geheel in al heilig en julle gees en siel en liggaam onberispelik bewaar tot by die wederkoms van ons Here Jesus. 'n gedagte om te oordink. Slaap jy geestelik of waak jy as 'n kind van die lig in jou daaglikse gewoontes? Wat kan jy vandag doen om net een broer of suster op te bou, eerder as om af te breek? Here, maak ons kinders van die lig wat waak en mekaar opbou. Bewaar elkeen van ons gees, siel en liggaam onberispelik tot die Here Jesus weerkom. Amen. Wees in alles dankbaar, nie net wanneer het goed gaan nie, maar ook deur die nag, want God bly getrou. As die son oor my lewe skyn en vreugde my hart kom vul, sal ek U loof, o Heer, met 'n lied wat nooit verstil. Maar as die wolke donker raak en trane stadig val, sal ek steeds my hande lig, want U is God deur alles al. Nie omdat elke pad maklik is nie omdat ek alles verstaan, maar omdat U in Christus Jesus altyd naby my bly staan. Wees in alles dankbaar, dit is God se wil vir my. In Christus Jesus my verlosser, bly sy genade altyd by. Wees in alles dankbaar, deur die storm en deur die lig, want selfs in my gebrokenheid sien ek steeds sy Vader geesig. Dankie vir die oggendlig, dankie vir nog 'n dag, dankie vir die stille vrede wat U bring wanneer ek wag. Dankie vir die oop deur, dankie vir die toe deur ook, want U weet wat ek nie raak sien. U lei my waar ek moet loop. My dank is nie gebou op dinge wat vandag kan kom en gaan. My dank rus in die liefde wat vir ewig bly bestaan. Wees in alles dankbaar, dit is God se wil vir my. In Christus Jesus my verlosser, bly sy genade altyd by.
Dankbaar in die seer, dankbaar as ek niks verstaan nie, dankbaar vir die Heer. Dankbaar vir die kruisdood, dankbaar vir die bloed, dankbaar vir vergifnis, dankbaar U maak alles goed. Dankbaar bly ek staan, U hou my vas, deur elke nag, U liefde pas. Wees in alles dankbaar, dit is God se wil vir my. In Christus Jesus my verlosser, bly sy genade altyd by. Wees in alles dankbaar, my hart sal U bly loof, want U is goed, U is getrou, U hou U kinders hoof. Wees in alles dankbaar, deur die storm en deur die lig, my lewe is in U hande, en die liefde lei my sag. Wees in alles dankbaar, want dit is God se wil. In Christus Jesus, oor jou, oor my, oor ons almal.